Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Ons eer die Here vir sy instandhoudende genade. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook in hierdie môre baie ryklik sal seën, so rondom die waarheid van sy wonderlike woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook sal gebruik in sy diens en tot sy eer, en mag u en ek getroue volgelinge vir ons Here Jesus Christus wees. Hy sy lewe aan die kruis vir ons gegee. Hy het gesê dis volbring. Hy het die volle prys betaal. Ons is geklee met die kleed van sy geregtigheid. En ag vriende, ek dink die minste wat ons kan doen is om getrou te wandel voor hom wat ons liefgehad het met 'n ewige liefde. En dis ook waaroor ons oordenkings hierdie week gaan. Ek gaan 'n bietjie met u praat oor die gedagte van getrouheid is die maatstaf van sukses. Jy weet, as ons kyk na die dag en tyd waar ons onsself in bevind, dan kom ons agter dat mense nie meer getrou of betroubaar of mense is wat 'n mens kan vertrou nie. Ons kyk en ons hoor en ons lees daarvan, ons sien dit in die besigheidswêreld, ons sien dit onder kinders en ouers, optrede teenoor mekaar, gebeure wat ons van lees in die koerante en oor die sosiale media. En dan kom ons agter, vriende, ons beleef 'n tyd waar mense absoluut onbetroubaar is. Jy kan nie meer op hulle pyl trek nie. Hulle sê vandag iets en hulle doen môre iets anderste, en hulle is ook nie getrou aan hulle woord nie, en hulle is ook nie mense wat regtig sukses in die lewe behaal nie. Dis mense wat rondval, wisselvallig is, en daarom moet ek met u praat vanmôre oor die gedagte van getrouheid. En ons praat in besonder met kinders van die Here, weergebore mense, getrouheid die maatstaf van sukses. En as ons die Bybel gaan lees, sien ons dat die gedagte van getrouheid of betroubaarheid omtrent op elke bladsy of in elke boek van die Bybel na vore kom. Nou die Bybel sê van ons daar in 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2, die apostel Paulus skryf oor hierdie saak, en ag vriende, as daar 'n getroue volgeling van Christus was, dan was dit die apostel Paulus. En ag vriende, ons kan leer by hom, ons kan in sy voetspore volg, want hy sê vir ons, hy sê, wees my navolgers, soos ek dit van Christus Jesus is. En kom ons kyk bietjie wat sê die apostel Paulus oor die gedagte van getrouheid. 1 Korintiërs 4 vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Nou vriende, hierdie is 'n voorvereiste om getrou bevind te word. Jy sien, ons kan nie sê ons is volgelinge van Jesus en dan is ons onbetroubaar nie. Dan is ons oggend en ons aandpraatjies nie dieselfde nie. En hier gaan dit nie net, alhoewel Paulus hier in besonder praat met bedienaars van die woord, gaan dit nie uitsluitlik net oor bedienaars van die woord nie, want elke volgeling van Jesus word opgeroep om die evangelie te verkondig, om 'n bedienaar, 'n getroue verkondiger te wees van die verborgenhede van God, die wonderlike waarheid van sy woord, die feit dat Christus aan die kruis kom sterf het vir ons sondes, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. En ons moet vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie baie besondere gedagte, want die Bybel sê dit word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. U sien, dis ononderhandelbaar vir mense wat bely hulle behoort aan die Here. En ag vriende, net so inleidend wil ek net vir u noem, dis miskien die rede waarom die kerk van die Here Jesus nie so groot impak maak, veral in die westerse wêreld nie. Want ons is nie regtig getrou aan ons meester, getrou aan ons roeping en getrou aan dit waarvoor God ons geroep het nie. Daarom praat ek vanmôre met u oor getrouheid, die maatstaf van sukses. En die hele tema is geformuleer juis met die lig van ons wandel saam met die Here en dan ook die ewigheid wat vir ons voorlê. Want u sien, dag aan 'n dag aanbreek dat ons voor die Here gaan staan en dan gaan ons of skade ly, soos die Bybel vir ons leer, of ons gaan hoor mooi so, goeie en getroue diensknegt. En daarom roep ek u op om dan vanmôre te sien wat getrouheid beteken en hoe dit ook die maatstaf van sukses is. Nou vriende, hierdie gedagte van getrouheid beteken nie volmaaktheid nie. Dit beteken nie dat ek nooit 'n fout gaan maak of laks gaan raak of miskien gaan sondig nie. Ons dink aan die apostels, die 12 geroepenes van die Here. Ons weet dat Judas die Here verraai het, die ander 11 was getroue volgelinge, en met hierdie manne wat dikwels verwyd is oor hulle ongeloof en hulle twyfel, het die Here die wêreld omgekeer. Dink aan Pinksterdag, dink daarna, toe die Nuwe Testamentiese kerk versprei is oor die wêreld en hulle die evangelie gaan verkondig het. Hulle was getrou aan die roeping, getrou aan hulle meester, getroue volgelinge, en vandag is die Christelike godsdiens wêreldwyd seker die grootste godsdiens in die wêreld. Waarom? Omdat getroue manne, getroue vroue, getroue kinders die evangelie verkondig het. Ek weet nie of u onlangs daardie artikel gelees het op die Facebookblad nie,
van die klomp kinders wat in Europa gevat was na 'n moskee en hoe al die kindertjies moes buig. En een seun, ek dink hy was 9 jaar oud, het bly staan, omdat hy deur sy ouers geleer wat wie die ware God is, en ons buig voor geen ander God nie. Getrouheid, ek het so gedink aan die geval van Sadrag, Mesach en Abednego, daar in die stad Babel, toe almal gebuig het voor hierdie beeld wat die koning opgestel het, het hulle bly staan en gesê, ons buig voor een God, die ware God. Dit is getrouheid. Dit is die maatstaf van sukses. Ons gaan in hierdie getrouheid God kan verheerlik of ons gaan skade bring op sy naam en sy koninkryk. Ons weet die geskiedenis van hierdie getroue apostels van die Here, die vroeë kerk van die Here Jesus, hoe hulle self bereid was om hulle lewe op te offer, om dan hierdie meester se koninkryk uit te brei. En daarom wil ek u oproep, dat ons 'n bietjie gaan kyk na 'n paar kenmerke, wat eie is aan iemand wat getrou is aan die Here. Iemand wat hierdie evangelie met hart en siel verkondig, wat dit nie net glo nie, wat nie net sê ek is 'n Christen nie, maar met hulle lewe wys ek is 'n Christen, en met hulle hele wese hierdie waarheid gaan uitdra. En daarom, vriende, gaan ons bietjie kyk, want u sien, getrouheid hou ons op koers. As ons getrou is aan die Here, gaan ons nie vir elke wind van lering val nie, gaan ons nie die pad buiste raak nie, gaan ons oë gefestig wees op ons meester. En kom ons kyk na so 'n paar gedagtes rondom die tema getrouheid, die maatstaf van sukses. Geestelik suksesvol te wees, geestelik standvastig te wees, geestelik onbeweegbaar te wees. Kom ons kyk vanmôre, ons gaan net so eerste gedagtetjie hanteer, ons sal in die week aangaan dan met hierdie groot waarheid. So vriende, die eerste gedagte wat ek vir u wil noem, om getrou aan die Here te wees. Dit beteken eenvoudig, as ons getrou wil wees, moet ons heeltemal toegewyd wees. Die Engels praat to be sold out for Christ. Nou, dit beteken dat ons totaal ons lewe aan sy voete neergelê het. Luister, as die Here ons kom red, vriende, as hy sy alles vir ons gegee het, kan ons mos nie net die helfte of 'n 3/4 vir hom gee nie. Ons moet mos ook alles vir hom gee. Dit is soos 'n huwelik. Ek kan nie, as ek met my vrou trou, van sê, luister my pop, jy het so 3/4 van my, of 'n helfte van my, maar ek wil vir jou sê, daar is nog sekere dinge wat ek op my eie gaan doen, daar is sekere vriende wat nog my vriende gaan bly, wat nie joune noodwendig is nie. Ek gaan my kant en my koers inslaan by tye, en jy kan jou koers inslaan, en dan sal ons aan die aand weer by mekaar kom, en dan sal ons weer man en vrou wees. U sal met my saamstem, enige huwelik wat op so 'n basis gebou word, sal tot niet gaan. En dieselfde met 'n kind van die Here. Ons kan nie sê ons behoort aan die Here. Ons is vrygekoop deur die bloed van die lam. Ons is kind van God, as ons nie absoluut sold out is vir ons meester, vir ons koning, vir die een wat sy lewe afgelê het in ons plek. Hy het vir ons gesterwe. Die straf van die hel en die dood wat ons moes maak, het hy op hom geneem. Daarom, vriende, is dit die minste wat ons kan doen, om heeltemal toegewyd te wees, absoluut oorgegee te wees aan hierdie meester, Jesus Christus. So vriende, as ons hierdie definisie bietjie verder wil vat, wat beteken dit om heeltemal toegewyd te wees aan die Here? Eenvoudig beteken dit, ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Ek loop nie heeltyd en dink, hoe gaan die lewe vir my makliker wees, en hoe kan die Here my lewe vir my gemakliker maak, en hoe kan daar minder sorge en stryd oor my pad kom nie, maar is om te sê, Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Ag vriende, as dink aan mense soos Elizabeth Elliot, ons dink aan mense soos Oswald Chambers, en baie ander groot name in die kerkgeskiedenis, Martin Luther, Johannes Calvin, hulle gesindheid was gewees, Here, ek is bereid om te ontvang wat u vir my gee, en wat u oor my lewe toelaat. Here, as dit stryd is, dan weet ek, dis 'n liefdevolle hand wat dit vir my afweeg. As daar voorspoed is, weet ek dieselfde liefdevolle hand, dat die stryd oor my pad toegelaat het, is die een wat vir my hierdie voorspoed in my lewe gee. En Here, ongeag, ek dien u met 'n oorgegewe hart en lewe. Paulus sê ook baie duidelik, ek het geleer om in alles vergenoeg te wees, want hy het geweet dat hierdie meester aan wie hy behoort, is 'n wonderlike en 'n getroue en 'n genadige en 'n barmhartige God. En hy gaan nie iets oor my pad bring of toelaat wat ek nie kan hanteer nie. Daarom die gedagte van om heeltemal toegewyd te wees, is om to be sold out for Christ. En ag vriende, ons sien in die lewe van die apostel Paulus, en ons sien baie duidelik hoe hy in Romeine 8 vers 36 sê, die hele dag word ons om u ontwil gedood. So Paulus sê, sy lewe was gekenmerk deur stryd, deur aanvegtinge van binne en buite. Daar is hoeveel vyande gewees oor sy pad. Daar was selfs gemeentelede wat hom teëgestaan het. En hy sê, ongeag, ek is uitverkoop aan Christus. Ek behoort aan hom. Ek is totaal toegewyd aan hom. En as ek hierdie
resies, hierdie wedloop, hierdie geestelike pad suksesvol wil beëindig, moet ek getrou bly tot aan die einde. En ag vriende, ons gaan môreoggend bietjie verder kyk na die gedagte, maar die gebed van my hart is dat hierdie eerste boodskappe u sal aanvuur om te sê, Here, help my om totaal toegewy te wees aan U, om uitverkoop te wees aan U en U werk en U koninkryk. Dat ek in die môre, middag en aand sal sê, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Vriende, groete vir U. Ons praat môre verder. Mooi dagie verder, tada.